Goeiemiddag en welkom dames en heren by die Parelstreek Rugby Kode se paas naweek rugby toernooi. Natuurlijk, dit het donderdag afgeskop. En vandag homself 'n paar wedstryde en natuurlijk semifinale. Ek myself Maya Hendricks en saam met my Jalton Basic. Pragtige dag vandag, soontjie wat nou so liggie sy kop uitsteek. Bietjie bewolk, maar 'n goeie dag van rugby. Selfs in die oppervlak. Baie goed, geen wind wat jy nog sal sien nie. Maar nou ja, Jalton, ons is hier in die hartjie van Drakensberg Parel hier op Forest Stadium. Nogmaals welkom hier saam met my Jalton. Goeiemiddag meneer Hendricks en ek sê vir baie dankie vir die warm verwelkoming. En ons kon nie vir 'n beter dag gevra het hier op Forest Stadium nie. Ons het sopas die wedstryd tussen die onder 20 spanne van Young Peoples en Vineyards gesien, met Vineyards wat sê 29 punte teenoor 5. Maar ook 'n hartlike goeiemiddag aan al ons luisteraars, ons kykers by die huis. En as u ook selfs in die stadion vir ons gaan opsoek daar op YouTube kanaal, sal u vir ons daar ook kan dophou en na ons kan luister. Ons sien uit na 'n wonderlike dag, soos Maya soos jy tereg gesê het, semifinale dag. En die manne sal, wat donderdag aand nie so goed gegaan het nie, sal hulle wil regstel vandag hierso. Soos jy sê, die eerste wedstryd tussen Riverstones en die manne van Laar Parel Blues sien uit na daai eerste groot een. Ja nee, dit is Riverstones, Laar Parel Blues natuurlijk. Wedstryd wat sal volg, Albions teen Drakensberg. En dan semifinaal, nommer 1, Parel Rangers, Young Peoples. En dan semifinaal 2, Vineyards, Violets, wat natuurlijk dan maandag sake sal uitspook. Wie gaan wegstap met die lauwere? Natuurlijk hier by die Parelstreek Rugby Kode in die Parel. Riverstone self 'n lekker span. En natuurlijk die span van Blues, altyd gedig. Die manne, hulle sê hulle is die blou trein. So ja, manne gedig. Ek dink is Benjamin. Dis dit Benjamin, hy is die kaptein van Blues. Hy het ook so laas jaar of wat 'n bietjie gespeel by Hillcrest in die Wellington in die Bolandstreek. Maar hy is nou terug in die blou en wit hier in Parel. Die Riverstones natuurlik ook van die Parel. So dis amper soos 'n local derby. Jy weet, as buurmanne teen mekaar, vriende wat op skool gewees het teen mekaar. So ja, jy het self gesien ook donderdag. So 'n paar keer het dinge so 'n bietjie hand het geruk. Maar ons hoop versekerlik vandag gaan meer rugby seevier. En dan self die skare wat so stadig in beginne instroom. So ja, ons gaan nou volhuis uit het. En julle self daar buite, maak vir julle self reg, kom in, kom ondersteun jou span. Bring alles saam, bring die kinders saam, bring maar die hond ook saam. Kom geniet dit saam met ons. Hier Jalton sal natuurlik vir my ook meer seker vertel waar hy sy rugby geniet het of hy sport gedoen het. So ek sal graag wil hoor. Jalton, jou daar, wie was jou span? Ag, jy weet meneer M, ek was nou nie 'n groot rugby speler nie, soos hierdie manne wat ons vandag hierso sien nie, maar ek was meer in die cricketbedryf. Ek het wel vir Young Peoples, die Tiere soos hulle bekend staan, het ek ook rugby gespeel op junior vlak. Heel van onder 11, dit destydse onder 11 rugby nog, en deur die range so gespeel, en dan het ek hier gedraai by die derdes en so paar by die tweede span. Maar soos ek sê, rugby was nou nie my eerste keuse sport nie, maar die liefde was nog al die tyd daar. En ek het maar altyd so saam met die ouers gery na al Young Peoples se rugbywedstryde. Maar ook nie net Young Peoples nie, maar ander klubs ook natuurlik wat jy weet vir hulle gaan ondersteun. So die liefde vir die Tiere lê nog daar, lê baie vlak. Maar ek het ook baie vriende gemaak oor die jaar deur die rugby en deur veral deur my cricket ook. En dit is lekker om hier te wees saam met u vandag. Baie dankie vir die geleentheid. En ons sien uit na hierdie eerste een. Soos ons weet het Laar Parel Blues 'n baie goeie fight opgesit teen Young Peoples donderdag aand. So dit was 'n close een. En dan Riverstones het ongelukkig die knie gebuig teen Rangers, as ek reg is, in die eerste wedstryd. En dis nou hierdie twee manne wat sake sal regmaak vandag. En soos u tereg sê, dit is die local derbies amper. Maar dit is wat dit so lekker intens maak hier. So
So we're looking forward to very high tempo games. The guys are busy at the moment with their warm-ups, as you can see. This is Lower Paarl Blues on your screens at the moment, just finishing off their warm-up. Our first match we expected to start at 1 o'clock. Ja nee, en as Riverstones aan my linkerkant, nog die manne wat nog so bietjie die laaste paar goedjies nog deurgaan. En ja, en die man in die middel wat hierdie wedstryd gaan hanteer is Clarence Santi en sy assistente natuurlik Nico Salento en Imri later gaan. Ja, Imri ook destyds gespeel in Wellington, daar by Roses United. Maar ja, hy is nou self een van die eiers vandag in die eerste wedstryd. Natuurlijk hier by Riverstones. Aan die voorkant het ons vir Hussel Fredericks en vir Mark Son Barends en sy ander vaskopstit natuurlijk Aldo Reiters, groot manne daar aan die voorkant met White, Kutsi, Wilfred, natuurlijk sy slotmaat. So ja, groot manne, lekker manne en weer eens is net weer 'n geleentheid wat gebied weer word aan die coaches, bietjie hulle dit te toets. Natuurlijk het die Parel streek kompetisie het reeds al begin. Maar nou ja, as dit is wat spanne soos hierdie te mekaar speel, is altyd nie baie, jy wil amper sê nie baie liefde agter mekaar nie, maar dit is dit maar soos dit gaan in derby wedstryde. Ja, soos ek gesê het self, die manne van Blues, hulle het ook 'n paar goeie wedstryde gehad in hulle liga verpligtinge. So ja, dat gaan lekker wees, dat gaan opwindend wees hier op Forrie Stadium. En ons wil net graag ook dankie sê aan ons borge wat dit alles vir ons moontlik gemaak het. Virgin Active, Entity Motor Group Paarl, Cialis, TC Events, Spur, Kanako wat die manne pragtig, hulle uitrusting en natuurlik Drakensberg munisipaliteit en VP Rugby is altyd hier saam met ons. Want soos ek sê, die Parel streek natuurlik val onder die VP vaandel. Maar Riverstones, hulle wil graag ietsie regmaak. Dieselfde ook Blues. Ons het self gesien en jy het dit genoem. Hulle het lekker veggees getoon in die wedstryd in Peoples, maar ongelukkig die laaste paar minute wat Peoples net te sterk was vir die manne van Blues. So hulle sal graag wil wys wat hulle kan doen in die eerste wedstryd van die dag op hierdie pragtige Saterdagmiddag. So ek het dit gesê het, 'n bietjie onweer, maar 'n lekker dag vir rugby. Wel, ek dink meneer M, die manne sal hierdie weer baie verwelkom. Ja, en die manne het nou wel donderdag aand 'n bietjie roes afgeskit. Jy kon sien as 'n paar manne wat met hande op die knieë gestaan het na so 'n paar minute al reeds in die eerste helfte. Dis 'n lekker rusperiode, maar dan sal weer manne wat regtig goed vertoon het. Daar was baie goeie spel hardloop rugby deur die manne gewys ook. En hulle sal net wil voortbou vandag daarop. Ons wag net, ons skeieregters is reeds reg. Dis die spanne, so wag die spanne binnekort. En ons sien uit na hierdie wedstryd. Ja nee, dan het ons ook self Cheslin, Lapiso, dan vir Urban Williams en Ruben. Dat is die flankmanne. Die man aan die kant en natuurlijk die agste man. Dan het ons vir Johnson, skrimskakeltjie, man wat lekker die spel gelees het met sy loskakel en kaptein Andre Julius. Dan die vleuels, lyk na Jameson, hy is die nommer 11 agter die rug. Die vleuel aan die ander kant is Ginger. So ja, lekker gevaar manne. Man in die middel, Devon Swarts en lyk na Cregan Alice en die man in die agterkant Ian Thomas. Dit is die 15-tal van Riverstones. En ja, dan sal ons nou hoor hoe lyk die span van Blues.
So, yes, and the opponents today will be the Lower Paarl Blues Rugby Club. And at the loose head prop, we have Mr. Kibadu. At hooker, we have Adams. Tight head prop will be Phillies. Forelock will be Haynes. Fredericks at 5. Josephs, your 6th flanker. 7th flank, Lambrechts. And our 8th man will be Mr. Miller. As we move to the backs, and at 9, David, T. David. The flyer of the man they call the general, who will be running the show, will be Mr. Adams, D. Adams. On the left wing we will have Dyson, and on the right wing, Mr. Roberts. Inside centre, and also the captain, we have Benjamin. We already heard Mr. M speak about him earlier. Adonis will be your outside centre, and at the back will be Jay de Villiers. I don't know if that's Jean de Villiers. I don't think so. But it is Mr. de Villiers. And that will be the starting lineup for Lower Paarl Blues this afternoon. Ja nee, ons het gehoor die spanne, natuurlik die kaptein Benjamin, die groot 12 center span van Blues. Weereens, dames en here, kom uit, kom ondersteun. Ons is die ferry, ons is net in die hartjie, in die blou en die pragtige Parel, omring, pragtig met die berge, so ja, kom gerus voor een stadium toe, wat ons in spanning wag, vir die span van Riverstones en Laar Parel Blues, om die dag vir ons te open, dan na Albions en Drakenstein, wat natuurlijk wedstrijd nommer 2. Soos ek reeds gesê het, dan die man in die middel gaat wees meneer Clarence Santi en sy assistente Nico Salento en Imri Lategan. Ja, Imri Lategan self, soos ek reeds gesê het, hy het sy rugby ook self gespeel in die Wellington Roses United, 4 geflank, maar ek dink na 'n paar beserings het hy maar besluit, hy wil nog steeds betrokke wees in rugby, maar hy is nou self ook 'n skeieregter hier in die VP. So, ja, die rugby is nie net altyd, as jy 'n besering kry om te gaan lê nie, daar is altyd nog ander goedjies wat jy nog self kan doen, self miskien by jou klub gaan help, afrig of op die bestuur, maar ja, as jy lief is vir die sport, daar is altyd nog iets wat 'n mens kan doen in rugby of in alle tipe sport wat alle beserings is. And that is such a good point that you make there, Mr. M. Mr. Hendricks, that jy weet dat manne terugploeg in die wedstryd, in die spel van rugby. En dit is nie net by rugby nie, ek dink baie sporte, alle sporte, ouens wat beseer is, gaan sit nie net op 'n hoop as en sê dit is nou my job done nie. It's always giving back to your club, to your community. And that's a very valid point that you made there. And well done on to those guys who does that. Ja, dames en here, en op die veld verskyn, dis die blou trein, Laar Parel Blues, pragtig met hulle wit en blou treie. Ek dink hulle sal self sake vandag wil regstel, maar nou ja, hulle is wedstryd nommer 1, en dan wag ons in spanning vir die span van Riverstones, wat nou op die veld sal verskyn. Hulle sal op die veld gelei word deur hulle kaptein. Dat is die loskakel Julius, skeieregters wat ook self hulle plekke reg kry. Ja, meneer Hendricks, ek het vroeër net so 'n bietjie oorgeloer na die warm-up van Laar Parel Blues, en die manne lyk vir my groot opgesaai as ons sien hoe Riverstones nou die veld vat. Die manne van Riverstones wat daar veld vat, met hul kaptein Julius wat voordraf, die loskakel, die generaal van hulle span. En sterkte aan hierdie twee spanne. Ja nee, sterkte aan die twee spanne. En dit lyk na Riverstones wat gaan afskop. Hulle speel natuurlik van links na regs. En as Blues wat bal gaan ontvang. Sportman Gees, jy kan nou self sien hoe die kaptein net die man van Blues daar so 'n handdruk gee. En dit is alles wat ons wil sien in rugby, dat daar vriendskappe gebou word. En ek dink hulle het vandag ook net 'n nommertjie uitgeruil.
Dan hoef hulle nie later nog mekaar se WhatsApp nommers te vra nie. Maar nou ja, kom ons wag. Meneer Clarence Santi, wat blaas op sy fluitjie. En dit word afgeskop deur die loskakel. Bal wat ingewag word deur die manne van Blues. Hy word so half van sy spore gestuit. Skrimskakel wat wag. Nou sit die manne van Blues. Dis die vierige flankie wat 'n paar meter vorder. Bal wat so 'n bietjie stadig uitkom. Nou sit die loskakel wat die bal bietjie wyd uitgee na die buitekant toe. Got back inside by the team of Blues. They need quick ball here, but it comes out a little slow as the big man in the middle takes it up. Good little meters gained there. Few meters gained by the prop. Comes out to scrum off. Out it comes, using the short side. They need quick ball here again. Weer opgevat deur een van die manne van Blues. Loskakel wat so halwe bietjie betrap word. Nou word gegee aan die groot agste man van Blues wat die banlike sterk dra. Nou kom hulle weer na die klein kantjie toe. Weer een van die flanke wat die bal indra, wat sy die skeieregter wat sakelik of fyn dophou, skrimskakel wat wag. Nou sit weer een van die groot voorry manne, dis die vaskopstit wat lekker hard die bal dra. Loskakel wat wag, wat nou skrimskakel speel op die oomblik. Man word aan sy spore ingestuit. Hy word teruggeduik. Nou sit die loskakel, hy wil so 'n klein gapentjie wat hy sien. Maar as Blues wat nou so 'n bietjie terugwerk, dis weer die groot vaskopstit. Hy wat so 'n paar meter vorder. En ek moet sê, Phillies, die vaskopstit van Blues het nou 'n paar keer al bal gedraai, doen baie goed om meters te wen, maar hulle word so 'n bietjie vasgepen hier op hulle eie 10 meter stippellyn. As dit nou lang aangee na die regtervleuel, wyd gespeel word deur Blues, hy's op die halflyn. As he makes his way up to the 10 meter line of Riverstones, is he going to get held up? Ball comes out eventually. Dis weer 'n los. En die losgewald Blues wat weer hierdie bal, Laarperel wat hierdie bal vinnig wil gebruik. En ons sien weer vir Phillies wat opdryf daar en weer meters maak. Hierdie man het speel al reeds 'n barsou in hierdie eerste paar openingsminute. Dat is Blues wat nou so vorder. En ek kan die alfabet en nou gaan hulle aan die regterkant van die veld, lyk na Benjamin wat soek 'n handjie met die bal. Bal wat aangeslaan is aan die kant van Riverstones. Maar 'n lekker goeie beweging aan die regterkant van die veld. Hulle het die klein kantjie opgesoek. Nou is die bal wat bietjie stadig uitkom. Skeieregter wat blad wat sien nek. Kom kerels. Ons gaan skram. Bal was aangeslaan deur die span van Riverstones. Nou gaan ons ja sien die eerste skram van hierdie wedstryd. Altyd baie belangrik, Elton. Manne wil mekaar wat ek wil amper sê wil opdrein altyd in die so jy voel jy wil altyd eerste 'n skram afdwing. So ja, dit gaan interessant wees wat hier die eerste skram. Ja, absoluut. En dit is in die oond. Dit is die engine soos hulle hom noem. Dis waar dinge warm raak en die ouens mekaar wil toets. So dit sal interessant wees om hierdie eerste skrim te sien. By watter een van hierdie pak voorspelers, albei met 'n groot pak voorspelers, albei spanne. En dis Blues wat 'n goeie skrim het daarso. En kom hy uit loskakel. Agter hom uitgee. Goed ingesny deur die heel agter en hier kom hy uit. Blues wat op die aanval is. Hulle so 7 meter weg van die doellyn van Riverstones. Dat is Benjamin die kaptein wat daar probeer om 'n paar manne te klop. Maar nee, man bal vasgehou op die grond. Verligting aan die kant van Riverstones. Benjamin lekker hard gehardloop op die lyn, maar ongelukkig is net sy manne wat 'n bietjie stadig bygekom het. So 'n omgekeerde besit aan die kant van Riverstones wat hulle 'n bietjie kan verligting bring. Yes, absolutely. What a good run by the inside centre and Captain Benjamin. Straightening up. Ball not kicked out, and that's a huge mistake by Riverstones as Blues hit back straight away. Ball comes out to the 8th man right now. Blues 8th man going to ground. Ja, dis Roger die groot agste man wat die bal vaskopstit. Hy is in alle bewegings. Nou word die bal wyd gegooi. Maar nee, skeieregter blaas. Die manne van Riverstones, hulle is omkant. Gaan Riverstones wil vinnig speel? Ja, nee, die skrimskakel gewoonlik. Vinnig speel, hy klop 1 2 3 man. Hy is omtrent so
'n meter, Opgehou. nee, skeieregter sê, hy word opgehou, maar weer 'n geleentheid nou vir Blues. Dit gaan En na dit 5 meter, ja. Dit gaan na 5 meter skrim wees aan die kant van Blues. Maar baie goeie werk gedoen daar deur die skrimskakel. Meneer David. Hy het baie goed daardeur gedruk, aan so byna as hy oor die lyn, maar net die groot manne van Riverstones wat hom opgehou het daarso. Ja, nee, beslis. Dit gelyk hulle wil die tempo so 'n bietjie lig, die manne van Blues. Bal word weer ingegooi in die skrim. Blues te goeie skrim, dat weer die nommer 8 wat optel, wat klein kantjie toe beweeg, maar hy word vasgevat. Nou moet hulle die bal beskerm. Dis die vleuel wat nou kom speel op skrimskakel. Nou is dit weer een van die groot voorspelers wat vorentoe dryf. Hulle is omtrent so 3-4 meter van die doellyn af van Riverstones. Skrimskakel wat wag. Nou na buite toe. Een van die flanke, maar hy word ook vasgevat. Riverstones nog so ver baie goed in die verdediging. Skeieregter se hand wat uit is soos voordeel nou aan die kant van Blues. Is weer Benjamin wat probeer om deur 'n gaanpunt te gaan, maar hy word ook vasgevat. Dis die sewe flank. Nou is dit weer een van die groot manne wat weer probeer. Bal is aangeslaan. Nee, hulle gaan terugkom. Riverstones, wat is die skeieregter? Hulle was gestraf. Verkeerd gekom daar by die losmaal. Ja, van die kant af gekom. Daar die Riverstones lyk dit vir my en dis Blues wat weer aanval met 'n tikskoppie. Hulle is by die doellyn van Riverstones. Kan hulle daar oor? Hulle probeer oorbeer. Dis weer die groot voorspelers wat probeer om daar oor te beer. Out it comes to the back line. Dummy saw and Dummy is fantastic try. I just want to make sure if that is a scrum half. If that is David, the scrum half that sold the dummy. Kan hulle daar oor? Hulle through the line of defense of Riverstones and over voorspelers wat probeer om daar try of the match. Ja nee, Blues wat lekker. Out it comes to the back line. Dummy saw and Dummy is manne wat lekker gehad word, maar natuurlik baie kere as die ouens geneig om 'n bietjie net skuins te gaan, maar die skrimskakel het gesien daar's 'n gaping, hy het die gapetjie geneem. Dit is 5 punte. Kom ons kyk of die hele agter die ekstra 2 punte gaan byvoeg. Ja, die ekstra 2 punte word bygevoeg. En nou op die oomblik die telling. Laar Parel Blues 7 punte. Riverstones nog geen punte. Jy kan self sien dat ek dink Blues sal die tempo bietjie wil lig in hierdie wedstryd. Hulle het 'n paar lekker groot voorspelers. Maar Elton, die eerste punte op die Saterdag is aangeteken aan die kant van Blues. Yeah, no, that is very important. The first points, when your team gets the first points, they call it scoreboard pressure. They call it scoreboard pressure. So Riverstones will want to come back straight away from this kickoff. But it's a very high tempo played by the Blues, as Blues players, as you pointed out earlier, Mr. Hendricks. Here comes Blues again with those bulldozer runs of the big forwards, and it's a quick pickup by the scrum half as he breaks away. Fantastic defensive tackle, and it's stolen by Riverstones. On the counter attack they are now. Ja nee, lekker goeie spel, maar nou is dit Riverstones wat die bal kan opdra. Dit is Williams wat probeer haar 'n paar manne omstamp. Nou is dit weer na die klein kantjie toe. Nou is dit weer een van die groot manne Riverstones wat 'n paar meter vorder. Hulle sal graag die bal in die hand wil hou. Nou is dit ook weer een van die manne my gaan aan die verkeer en hy word aan sy spore gestuit. Ja, die groot manne van Blues. Nou word die bal buite toe. Dis die loskakel wat 'n gaping sien. Riverstones nog steeds bal in die hand. Oeh, 'n bal wat ampertjies in die hande van Blues, maar nou is dit die vleuel. Patsie Orawalstyd. Ongelukkig die bal onderskep. Riverstones nog steeds die bal. Hy gaan die klein kantjie toe, want hy probeer so 'n man of 2 afstamp. En dis 'n strafskop. Op sy voete nie wat die bal speel. Dis die nommer 8 van Blues en baie belangrik. Hy moet op sy voete bly. Ja, dis Miller, die agste man van Blues wat gestraf word. Hy was baie vinnig met die bal, maar hy het op sy hande uit oor die los skrim gegaan, geduik en hy was nie op sy voete en 'n strafskop aan Riverstones wat bietjie verligting nou kan kry, maar wat van daai te tackle deur Blues se manne wat
daai Riverstones man so 2 meter teruggedraai het. Hy sal hom voel in die oggend môre. Ja, nee, kyk, hy het ingekom in die gevaar, in die groot manne van Blues en hy was aan sy spore gestuit. Hy was omtrent so 2-3 meter, was hy weer terug. Ek sien, dis net die manne wat nou hulle treie wil ruil, want dit is so 'n bietjie, so 'n bietjie 'n probleem, want al twee het blou. So ja, dit is Blues wat besluit, hulle gaan hulle treie omdraai, en dan, Wat natuurlik die taak vir ons, meneer Hendriks, 'n bietjie moeiliker gaan maak met die nommers wat dan nie sal verskyn nie, op die truie van Laar Parel Blues, as ook vir die skeieregter wat nie hulle nommers sal kan sien tensy iemand wil straf met 'n kaart of 2. ja nee, want kyk, so die kykers by die huis, moet maar ook nog verskoon as ons dalk miskien name verkeerd gee, maar ja, dit is maar nou net, want ja, as op, ja, soos ek sê, albei spanne, sy truie is blou, so hulle wil dit net 'n bietjie makliker maak. So ja, Blues is nou in die wit trui. Ek wou nou net vir u vra, moet ons nou sê Whites en nie Blues. Nee, ons hou by die Blues. Ons hou by Laar Parel Blues. Dis Riverstones wat nou die bal in skrimskakel, wat lekker het gooi na die kaptein. Nou word die bal wyd gegooi. So amper op 'n skep. En nog steeds Riverstones die bal, dis die linkervleuel wat nou sy ore plat trap. Hy klop so een man, maar die eier sê die ander kant, hy het uitgetrap, ongelukkig. Maar wat 'n goeie stukkie werk. Riverstones wat die klein kindjie aangepak het en hulle het wragte waar so byna die vleuel meters gemaak, maar ongelukkig trap hy uit by die kantlyn. So ja, opwindende rugby so vroeg in die wedstryd. Ja, dit lyk vir my na Mayongo, die linkervleuel van Riverstones, soos wat sy ore plat getrek het en hy is soos 'n windhond is hy daar om sy regtervleuel, maar ongelukkig die kantlyn wat as 'n ekstra verdediger altyd gebruik word, as hy daar uitgetrap ongelukkig. Ja nee, baie belangrik, hy ekstra verdediger. Ja. Die kantlyn. Dat is Blues wat jy die bal kry. Nou kom hy agtertoe. Nou is dit weer Rodza die nommer 8. Hy stamp so 1 tot 2 man aan, maar die bal word afgeneem by hom. Nou is dit weer Riverstones, die groot manne wat nou die bal 'n bietjie wil opdra. Wat sê die skeieregter? Manne van Blues wat moet los. Ja, hy gee 'n strafskop. Nou word daar van gespeel deur die kaptein en loskakel. Hy gee een was die buite senter of binne senter aldans. Hy word so opgehou, maar die skeieregter sê nee, kerels. Julle was hier 10-3 nie. Nou is dit die kaptein wat sake dophou. En Miller, die 8ste man van Blues wat nader geroep word. Het lyk hy het 'n boot verloor. O, Hy het 'n boot verloor. So hy vra net vir die skeieregter. Hy mag gewoon net sy boot aantrek. en dit is nou 'n besluit wat kaptein Andre Julies van Riverstones sal moet neem. Gaan ek palle toe, gaan ek kantlyn toe? Natuurlik belangrik om punte te gaan. Dit lyk vir my of hy na die palle gaan. Ja, en die skeieregter wat aandui, die manne gaan palle toe skop. Ja, very good decision, I think, to close the gap. They are 7-0 down at the moment. So just to close the gap but also just to get points on the board, Mr. Hendricks. Ja nee, so vroeg in die wedstryd. Want kyk jouself, hierso is hy van bonuspunte of jy moet 4-3 drukkie, jy moet net die wedstryd wen. So Riverstones wyse besluit gaan vir die 3 punte. Maar dit moet nog steeds verdoel word. So ja. Kom ons kyk. Kom vorentoe. Tref die bal. Nee, het lyk vir my is links verby. So 'n verbroude kans aan die kant daar van Riverstones. Net so 'n bietjie hastig gelyk in sy aantree en sy na die bal toe. Net 'n bietjie in sy tyd kon dalk klein bietjie sy tyd net gevat het. Daar is nog heel wat speeltyd in hierdie eerste helfte oor. Ons is in die 15de minuut. Dit voel of hierdie manne nou al amper in die 30ste minuut is, soos die tempo is. Maar ja, nog 'n kans vir Riverstones wat nou gaan ontvang van die 22 af. As hulle wil aanval agtertoe. Bal wat uitgaan na die flank toe en hy slaan 'n brief daar in 'n briefreis. Dis nou vinnige bal wat Riverstones soek. A little bit of slow ball, but that's one of the forwards takes it up for Riverstones again. Looking to the short side. As breek deur aan die so steekskoppie. Maar is uit hier by die Wolf paviljoen. Dis heel agter
van Blues wat daar met bal en al betrap word. So weer 'n geleentheid vir Riverstones. Sal kyk wat gaat hulle maak. Dit is die hakker Barends wat nader staan. Dalk het ons sien 'n rolmaal beweging. Maar natuurlik, hy sal sy springers moet vind. Kom ons kyk. Riverstones met 'n volle lyn staan, al hulle voorspelers in, maar die word afgeklap in die skrimskakel. Uitgaan hy nou na die agterspelers en dis 'n reguit lyn wat gemaak word deur die buitesenter van Riverstones. Quick ball from the loose. Oh, and unlucky, he just knocked it on. Hit the wing of the fullback there from Riverstones as Blues comes back with the ball and they are on the attack now. It's a strong run right up over the halfway line. And out it comes for Blues again as one of the forwards takes it on. Die tempo is regtig goed gelig hier deur Blues. Nou voorspelers wat almal betrokke raak. Ja nee, dis weer van die groot voorspelers wat die bal wil vorentoe neem. Skrimskakel wat wag. Nou gaan die klein kindjie toe. Aan uitgegee na die vleuel. Man om te klop, man aan die binnekant. Gaan die probleme kom. Nog 5 punte aan die kant van Blues. Punte vir Blues. Baie goed gedoen van hulle doel en af. Bal onderskep. Meters gemaak die vleuel. Aan uitgegee na die vleuel. Baie goeie kombinasie. Man om te klop, man aan die binnekant. Gaan die probleme kom. Nog 5 punte aan die kant van Blues. Dit was vir my net baie goed om te gesien het. Baie goed. Jy weet self, as die manne by die doel kom, is altyd geneig, hy wil nog 'n laaste man klop. Ja. Gee vir die man in die beste posisie die bal. Blues baie goed gedoen, het gesê gesien hierdie man beste posisie, gee die man die bal en natuurlik 5 maklike punte wat hulle op die tellbord sit. Ja, en dis natuurlik Blues wat baie gebiedsvoordeel benut hierso. Dat most of the rugby taking place in the half of Riverstones, which have only been they must have been defending most of this game. En soos ons weet, as jy net moet defend en verdedig die hele tyd, jy word getap, jou voorspelers word getap. En as jy by daai tweede, derde skram kom, is jou voorrye man is al so moeg van al die lakwerk wat hulle moes doen. So Blues geniet die voordeel, hulle geniet die possession of ball. I think they're leading in all percentages at this stage of the game, Mr. M. Yes, 14 punte aan die kant van Blues. Natuurlik hulle stelskopper soos hulle sê, het sy stewel saamgebring. Pragtige 2 punte wat hy aangeteken het. Riverstones het 'n geleentheid gehad, maar ek weet self, hulle is manne wat nie sal gaan lê nie. Hulle sal weer wil terugkom. Kaptein, bal in die hand. Wat weer gaan inskop. Lekker bal wat lekker hoog hang. Blues wat kry maar wat die bal in sy hand het spat. Ongelukkig die oog van die bal afgehou. So weer 'n geleentheid nou vir Riverstones se Barends om die bal in te gooi aan die lyn staan. Wat kan Violets met hierdie een doen? Gaan hulle kan punte aanteken? Riverstones jammer. Ag, ons vergewe donderdag was ook 'n lang dag vir u. Ons weet u tot laat aand gekommentaar. En dis harde werk soms om so op jou voete te wees. En kyk, het 'n voeltjie oorvlei. Die manne wil almal net vir u hoor, meneer Hendriks, met al u kennis. So ek weet, dis harde werk. Verskoon u vir daai enetjie. Ja nee, dit is weer Blues wat die hand aan die bal wat vorder. Alles aan die gebied. Alles nou op die kwartlyn van Stones. Dit lyk weer na die 8ste man, Miller, wat sterk gehardloop het daar met die bal. En dis weer 'n vinnige tikkie wat gegee is aan die kant van Blues. Riverstones wat nie natuurlik 10 tree is hy. Kom ons kyk wat sê Benjamin, die kaptein van Blues. Nee, dit lyk hierdie manne wil hardloop aan die bal. Dan hulle het in die kleedkamer besluit. Kyk kerels. Vandag is daar nie van Paul toe skoppie, ons wil 3 druk. Benjamin nou natuurlik hy groot voorrye. Wat die bal dra, gaan hy homself vat. Ja nee, hy gaan. Stam so 'n man, nou sien hom train so 3 meter van die doel en af, skrimskakel wat wag. Nou kom hulle na die linkerkant, bal wat so bietjie slordig. Maar nog steeds is dit Blues. 'n meter van die doel en af. Riverstones het al keer, maar dit is 'n strafskop aan Riverstones. Dit sal 'n bietjie verligting bring vir hulle. Dat is versekerlik verligting. Baie goed gedoen op hulle doellyn.
wat hulle die bal afgeneem het of eintlik Blues wat die bal te lank op die grond gehou het. So weer eens verligting vir die kant van Riverstones. Dink op hierdie stadium sal Riverstones die tempo so bietjie wil afbring. Net sodat daai swaarpak voorspelers van hulle ook net kan asem skep. En baie goeie besluit, kom ons gaan kantlyn toe. Kom ons stap stadig na die lyn staan toe. Give our forwards a bit of a rest, a bit of a breather. As we see one of the Riverstones players in the middle of the field, just getting a bit of attention there. Ja nee, dit is omtrent so 28 grade Celsius hier in Parel. Hier is nou so 'n ligte windjie wat hier oor die veld waai. Bietjie verligting vir die manne kan bring. Want ja, jy het gespeel om te speel so na 'n dag. Tap het baie energie natuurlik uit die manne uit. Jy het tot donderdag natuurlik hard half uitgespeel. Jy kom nou hier op die Saterdag, jy het net 'n dag rus gehad. En jy moet weer natuurlik kom rugby speel. Sommer die eerste wedstryd. Sommer die eerste wedstryd, loskakel, kaptein wat die bal uit ver afskop van Riverstones. Bal wat op. Dis Blues wat kry, dis die vleuel, hy klop so 1-2, maar hy klop nog 'n man. Hy vorder so aan die gebied van Stones bal wat nou so hoog in die lug is, maar nog steeds Blues die bal. Skrimskakel wat kom, nou die bal na die buitekant, dit is Roger, nou is dit vir Benzema en nou is die vleuel. Hier kom moeilikheid vir Riverstones. Gaan dit nog 'n 3 wees aan die kant van Blues? En? Ja, nog 'n 3. Aan die kant van Blues, maar wat 'n beweging uit hulle gebied het. Heel agter vleuel baie goed gedoen. Dit is Roger. Voorspelers wat by Benzema en nou is die vleuel. Hier kom moeilikheid vir Riverstones. Gaan dit nog 'n 3 wees aan die kant van Blues? Ja, nog 'n 3. Aan die Voor- en kant van agterspelers van Blues. Dit is goeie interspel soos hulle sal sê. Almal betrokke. Die ondersteunende spel was uitstekend geweest van die voorspelers wat die agterspelers ondersteun het. En is baie mooi afgerond deur die manne met die spoed soos ons gehoor het. So wat 'n goeie 3 uit hul eie gebied. Ja nee, wat 'n goeie 3. Soos jy reeds gesê het, lekker voorspelers, agterspelers en hulle gee net vir die man in die beter posisie om punte aan te teken. Gaan daar ekstra 2 punte bykom. Kom ons kyk. Man wat aanlê. Heel agter wat korrel en ek dink hierdie windjie het so 'n bietjie van 'n rol gespeel in daardie eenheid, bietjie sterker hier skoon. Hy het 'n bietjie sterker opgekom. Bal langs verby. Maar ja, 23. Laar Parel Blues nou met 19 punte. En daar is omtrent nog so 22. Verby. Ja, dit is nou ja, so 23 minute, ou nie 23ste minuut, so ons kyk na so 17 minute se spel nog oor in die eerste helfte. En Blues wat gemaklik voorloop met 19 punte op die oomblik, 19 teenoor die 0 van Riverstones. As hulle die wedstryd weer begin, is dis Williams, die flank van Blues wat daar deurkom met die bal en hy word gestuit op die 10 tree stippellyn van Blues. Uitkom hy weer na een van die sterk voor hy manne vinnige bal wat Blues kry en hulle gaan klein kantjie, maar die skeieregter wat op sy fluitjie blaas, dit is aangeslaan deur die skrimskakel van Blues en dis 'n vaste skrim gaan aan die kant van Riverstones. Ja nee, Riverstones gaan hulle nou gebruik maak van hierdie geleentheid. Dan hulle sal graag in die laaste paar minute sal hulle graag punte wil aanteken. Riverstones wat natuurlik baie meer rugby sal wil speel in die gebied van Blues, maar die verdediging van Blues en die teenaanvalle wat hulle loods laat net nie vir Riverstones toe om in die 22 of naby die doellyn van Blues te kom nie. So hulle sal minder wil verdedig en in hul eie gebied wil speel met die bal en meer en ek nou sê aan die suidekant van die Forest Stadion sal wil kom. Ja nee, beslis. Skrims wat skeieregter wat 'n bietjie stabiliteit soek in die skrims wat baie belangrik is. Want Blues ja, wil lekker groot pak voorspelers wat hulle het. Maar kom ons kyk. Skrimskakel wat wag. Skeieregter wat wag. Die man is gereed. Bal ingegooi. Nommer 8 wat optel. Nou vir die skrimskakel. Nou vir die kaptein. Man wat so in wil sny, maar die bal verloor. Wat gaan Blues maak met hierdie een? Natuurlik sal hulle die bal bietjie wil lig gee. Nou die manne wat by mekaar kom. Blues wat hom afgeneem Skrimskakel. het.
Nou is dit weer vir die groot voorspelers, maar die bal wat nie na hand toe gaan nie, maar Blues nog steeds die bal in die hand. Benjamin wat kry, nou na die vleuel, wat gaan hy maak? Gaan hy so 'n man of 2, hy kom aan die binnekant, nog steeds Benjamin, skeieregter se hand wat uit is, Vir 'n hoogvat. hoogvat. Nou kom die groot manne weer in, dis die groot voorhy. Hy en die ander man lyk my alles soos maatjies, heeltyd by mekaar, een vir die ander een. Hulle doen 'n goeie werk, nou kom die voorspelers lekker op die bal gehardloop. Dis weer die vierige flank van Blues wat 'n paar meter vorder. Skeieregter sê hulle moet nie man los. Nou is dit weer een van die groot, dis die groot slot. Hy klop so 2-3 man vorder baie goed. Bal wat so klein 'n bietjie stadig kom. Nou is dit weer die kant van Blues. Skeieregter se hand nog steeds uit. Blues still on the attack as it comes to the left, and it's quick ball as it looks inside and it's a dummy, and unfortunately a knock on. Die skerp beweging was daar gewees. Die gaping het oopgemaak vir hom, maar ek dink die aangee was nou net nie so goed gewees ook nie. Maar hierdie manne van Laarperel, ek moet sê, hierdie manne het hier uitgekom en al wedstrydplan kan jy sien. Hulle het 'n spesifieke plan waarna toe hulle werk. Hulle maak sag voor, hulle trek verdedigers in vir in, so they can create the overlap on the outside, and they're doing it very well at the moment, especially with the 2 quick wings they have. It's a very good game plan and structure that they have at the moment. Goed afgerigte span kan jy sien, hierdie span van Laarperel Blues. Ja nee, beslis. Jy kan self sien hulle lekker voorspelers, hy 4 groot slot en self die stutte wat lekker die bal dra oor die voordeellyn. Bal wat net so klein bietjie te stadig kom, maar met die agterlyn van Blues vleuels baie vinnig. Self gesien met die heel agter wat inkom, lekker jong spelers en hulle kan lekker afrond. Hulle het dit gewys. So ja, Blues bal in die hand, lyk baie gevaarlik op die oomblik. Ja, en ek dink die afrigters van Riverstones sal 'n paar harde woorde hê, kom dit by lemoentyd, by rustyd, as there's always this little knock on and the ball spilling, and you know, as they say in English, the coach killer. Dis wat afrigters grys hare gee. Hulle het die spoed, hulle het die skill, but it's those small mistakes that they make when they have the possession of the ball. And up comes Riverstones now again, carrying it up is the inside centre. As they're waiting, fly off and captain's going to clear this one. I don't think he's going to find touch on this one as the fullback of Blues neatly under it, comes out to his left wing it goes, and into one of the big forwards. Are they going to take it up with the forwards again? As it's a very good run by the flanker of Blues. Nou is dit weer die groot manne, nee, hulle kom agtertoe. Daar is die vleuel wat so 1-2 man klop, as heel agter eintlik wat nou aan die lyn gekom het, skrimskakel wat wag, nou is die, hy voor die man, hy gee vir die nommer 8, Roger wat nog so 'n paar man afstand, 1, 2, 3 man, skeieregter se hand wat weer uit is, hulle is nou op die kwartgebied van Riverstones, bal wat bietjie stadig deurkom, nou is dit weer die voorspelers, hulle vorder aan die kwartgebied van Riverstones, skeieregter sê nee, ons kom terug, strafskop, of kom ons kyk wat hy wys. Ja, is 'n strafskop aan die kant van Blues. Meneer M, net so 'n vraagie vir u. U ken nou hierdie manne baie beter as wat ek hulle sal ken, baie van hierdie spelers, die plaaslike Parel streekspelers. Daar's nou nog 12 minute oor in die eerste helfte. Dink jy met hierdie voorspelers swaar en sterk groot voorspelers van Blues, daar sal nog in die tank oor wees in die tweede helfte? Ja, kyk hierdie veld self voor die stadium. Hy is nie so hoe kan ek sê, hy is 'n bietjie swaar onder voet, maar miskien het die afrigter 'n plan. Hy sit my groot manne op, speel hulle die bomsquad, hulle tank leeg en dan stuur ek my bomsquad op. Manne wat miskien meer 'n bietjie vlugvoetig is, maar nou ja, maar die manne nog so ver van Blues. Die groot manne lekker sterk op die bal wat hulle hardloop. En dit werk vir hulle, soos jy op die tellbord sal self sê. Gaan ons kyk, loskakel wat pale toe gewys het, gaan daar nou 'n ekstra 3 punte bykom. Hy lyk goed, maar nee, hy's net regs verby, wys die lynskeieregters wys, hy's net regs verby. Jy het dit self genoem ook self, Jaltena, is so 'n breeze wat nou gekom het hier oor die veld, so dit kan ook dalk 'n rol is, wat die bal so bietjie, yes, absolutely. gaan dit na die regterkant toe. And I think the conversion kick earlier, the fly-half tried for a bit of wind. He hoped the wind was a bit stronger to take it in, but it wasn't the case. Maar dit is 'n welkome briesie vir die spelers natuurlik. Ja nee, dit is weer Blues
Bal in die hand, Rodger wat kry. Nee, hy gee vir sy man aan die buitekant. So 'n bal wat nou so 'n bietjie wild weggegooi word. Die kaptein wat probeer regmaak. Dat is Blues wat wag vir die bal. Stadige bal wat kom vir Blues. Maar hy kom nog steeds al kant uit. Net so dis kan die halfgebied van Blues as via Rodger wat probeer 'n man of twee daar. Baie besige speler Roger Miller. Jy daai dummy gesien, een van die groot voorspelers is Sou en Go. Nou kom die groot manne weer. Ja, kyk, hulle is ook vol, dan is vol tricks as ek so mag stel. Ja nee, wat? Hier voor hy man wat sê, dis nie net julle agterspelers wat kan tricks en dummies gooi nie, ek kan ook. Nou is die lang Williams wat sterk dryf met die bal. Skoppie wat deurgegee word, bal word agterna gesit, maar dit is die kantlyn wat wen. 5 meter nou van die kant van Not a bad idea by the fly of Blues. Maar ek sien daar's 'n geel kaart. Ons sal net bietjie teruggaan waarvoor die geel kaart wys vir 'n hoogvat. Is dit 'n hoogvat? Skeieregter wys hulle was omkant, maar hy het 'n geel kaart vir die man van Riverstones. It could have been the case if it was a team horning and he's the unlucky person that has to receive that. Ja nee, dis beslis. Soos ek sê, dit kan gewees het ja. Team horning en ja, die span was gewaarsku die volgende man wat onkant gaan bietjie moet gaan rus op die in Engels sê hulle die naughty chair. Ja nee, afkoel stoeltjie. Die ou koelkas. Waar hy moet gaan sit. Maar kom ons kyk, ons sit weer 'n besering net so aan die gebied van Riverstones. Is een van hulle groot manne wat daar sit. Wat die noodhulp net daar is, maar weer eens Dalton wil ons net weer eens dan ons borg net weer net baie dankie sê dat hulle hierdie dag vir ons moontlik gemaak het of hierdie hele toernooi. Dat natuurlik Virgin Active, NTT Motor Group, Paul, Celis, TC Events, Spur, Kanako, Drakensberg Munisipaliteit en VP Rugby. Blues op die oomblik lyk nog baie goed met hulle voorspelers. Riverstones het 'n paar geleenthede gehad, maar net die laaste aangee en hulle het daar was 'n tyd wat hulle 3 punte kan aangeteken het, maar dit ook was verbrou. Maar daar is nog baie tyd in hierdie wedstryd. Ons is nog steeds in die eerste helfte van hierdie wedstryd. Riverstones, Laar, Parel, Blues, saam met my natuurlik, Jalton, die man van die Parel. Hy is saam met my vandag hier in die kommentatorhokkie. En ons gaan vir julle daar in die buitekant luister maar na ons. Maar ons wil graag hê, kom ondersteun die manne. Die skare wat so stadig nog so inbeweeg. So ja, ek weet Jalton, ons gaan later gaan ons al vol stadium hê. Ja, ek kan daarmee stem ek saam, soos jy kan sien hier is heel wat die stadium wat nou al so, ek sal sê 60, amper 65% kan jy amper sê vol is. En dit is maar nog steeds, dit is nou eers die eerste wedstryd van die groter spanne. Natuurlik vroeër het die 220 spanne van Young Peoples en Vineyards gespeel. Maar dit is die eerste wedstryd van die groot senior manne. As dit Blues is wat wegkom met die lyn staan met die bal, is weer die agste man Miller wat sterk dryf en hy's amper oor die doellyn. Wat sê die skeieregter, nee, die bal hy's kort geval. En hy gee die 3. Dit is tog oor die doellyn. Net kyk, kan ons sien wie dit dalk daar was. Dit Miller wat oor is? Dit is die agste man Miller. Indeed, he's been playing his heart out in this first half. He's all over the place. Ja nee, baie goeie Siena, groot en sterk. Hy het ook al vir 'n paar klaps gespeel in die Parel, maar wat nou hier by Blues is, sterk loop hy dink omtrent so met 3 man op sy rug oor die doellyn gegaan. So ja, baie goed gedoen deur Roderick. Of Roger, jammer, Roger is sy naam. Ek wil nie hoor môre maandag by die werk as ek in die moeilikheid. Ek het sy naam verkeerd. Maar ja, hy is die man wat oor die doellyn is vir 'n 5 punte vir Blues. Blues wat gaan probeer om hierdie een te doel, om 'n ekstra 2 by te voeg. Kom ons kyk hierdie keer of hy die wind reg gejudge het en hy is ook net regs verby
En dit lyk of dit die rustyd gaan wees, kan dit wees? Ja, Ja, die manne kom 'n bietjie rus. Ja, dan net so opsomming van jou kant af aan albei spanne, Blues en Riverstones. Wat kan jy my sê? Wat kan Blues miskien 'n bietjie beter doen of wat kan Riverstones miskien ook self kan doen? Meneer M, soos jy vroeër gesê het, aan die kant van Riverstones, is net die afronding, hulle het, dit lyk of daar wel 'n patroon is en wil, maar die hande wat teleurstel, bietjie en natuurlik die balbesit. Blues wat al die balbesit geniet op die oomblik, of in die eerste helfte, en sonder die bal kan jy niks doen nie. Soos ek sê, jy word net, as jy moet verdedig, you have to defend and defend the whole time. It makes your forwards tired, it makes your backs tired as they have to cross and run across the field and cover all sorts of lines. But on the side of Blues, they'll be very, very happy, obviously, with the scoreboard and also with the way they are playing. They keep possession of the ball, they're using their strong men up front. As we said earlier, we don't know how long the big guys will last, but at the moment they still look okay. So yeah, if you have possession of the ball and you have territory, there's many things you can do. And the scoreboard tells you the whole story at the moment. Ja nee, die telbord sê 24 niks en ons is nou terug vir die tweede helfte.
Ja nee, en ons is terug. Natuurlik hier by die Parelstreek. Dit's 'n paas naweek toernooi. En die tweede helfte wat gaan afskop. Rubber Stones, Blues. En dis Blues wat gaan afskop. En natuurlik wat ook voorloop met 24 punte teenoor die geen punte van Rubber Stones. Ja, Blues wat gaan speel nou van links na regs, van noord na suid, sal ons sê, met die wit truie, Laar Parel Blues, diegene wat nou net by ons aangesluit het. Hulle moes ongelukkig al truie omdraai, die manne van Blues, aangesien die klere baie na aan mekaar was, van die van Rubber Stones. So ons sien uit na die volgende 35 minute. Ja nee, die volgende 35 minute van dag nommer 2. Rubber Stones kaptein wat nou die bal bietjie wyd skuif, haal so bietjie onder druk, maar dis een van die groot manne wat probeer 'n paar manne afstamp. Hulle is hier in die regterkant van die veld. Nou is dit een van die groot manne wat 'n paar meters wen. Rubber Stones wat baie goed doen. Bal wat gekry word, loskakel wat gee was die man aan die buitekant. Hulle vorder is op 'n paar meter. Net so das kan nie half was die bal afgeneem. Ja, die bal is afgeneem deur Blues. Nou is dit die manne wat Blues wat die bal beskerm, skrimskakel wat 'n bietjie wag. Bal wat 'n bietjie stadig uitkom. Hulle kom hier na die regterkant van die veld. Ons het weer die groot nommer 8 wat die bal lekker opdra. Roger Miller wat hom dra weer eens. Dis 'n man van sy voete afgaan. Ek dink bietjie gelukkig daarvan vir die man van Rubber Stones, maar die skeieregter se arm reeds uit en dis 'n strafskop aan Rubber Stones vir die man van Blues wat die bal vasgehou het. Ja, dames en here, en ek het ook nou die afrigter van Blues hier by my. Ons weet nou self coach. Ja, donderdag nie so goed gegaan. Ek wil nie sê nie so goed gegaan nie. Hy laaste paar minute wat die wedstryd so 'n bietjie weg van julle gegaan het, maar vandag nou self is 'n nuwe dag. Is weer 'n nuwe geleentheid weer vir die manne vir goeie voorbereiding. Maar coach, wat was gesê halftyd? Halftyd werd gesê ons moet bly by die strukture. Dit is 'n Chicago Derby. Dit is 'n Chicago Derby, so dis eintlik twee groot spanne te mekaar. So wat ek gesê het nou rustyd is bly by hulle strukture. Ons vat die bal op want ons is definitief 'n bietjie oor hulle in die voorspelers. En as ons hy manne ingetrek het, kan ons maar 'n bietjie wyd speel en die balpunte toe vat. Ja nee, ons het self gesien, julle het 'n paar lekker voorspelers en natuurlik met Rotte, julle nommer 8 wat ook help in die geval en natuurlik julle kaptein Benjamin daarso wat ook lekker die bal dra. Ek moet sê julle het 'n paar goeie manne aan die buitekant, julle vleuels, ons nou self gesien bal afgerond en ek wil vir julle self sê, julle doen goed, julle as coaches, ek weet dis nie altyd maklik nie, maar nou ja, maar wat sê u self ook van u jong spelers wat u het in u span? Ek moet nogal sê eintlik vandag het hy hele paar jong spelers wat ons 'n kans gee en ek dink Blues is regtig geseën met fantastiese jong spelers wat veral van New Orleans sekondêr afkom. So ja, ek dink ons moet die jong spelers 'n kans gee, veral nou wat die kraal nou weer in werking is, kan ons weer 'n paar springbokke kweek daar op die kraal. Hoor julle dit self, springbokke word hier gekweek in die Parel self in Wellington. Maar coach, ek sê vir jou baie sterkte met julle voorbereiding en ook met die kompetisie wat voorlê. Nee, baie dankie en ek moet sê dis 'n regtig georganiseerde toernooi. Ek moet die manne op die reëlingskomitee baie krediet gee. Dis regtig 'n riem onder die hart om so 'n toernooi by te woon. Ek weet oor die paasnaweek is 'n baie rugby toernooi, maar dit is een van die toernooie wat sy merk gaan maak. Maar baie dankie vir die geleentheid, hoor. Asai, dames en here, baie dankie aan die coach van Blues. Natuurlik jong spelers wat hulle nou lekker kans gee. Hulle dien te toets wat baie goed is. En ja, kom ons kyk, Rubber Stones. Goeie scrum aan die kant van Rubber Stones. Bal wat uitkom, maar die skeieregter se hand is uit. Rubber Stones baie goed gedoen, Elton. Hier mag dalk, dis vinnig geneem deur Rubber Stones, is baie beter rugby in hierdie tweede helfte van die manne van Rubber Stones. Natuurlik het die woorde hard geval en geklap in die sirkeltjie, rustyd, want jy kan sien, dis bietjie meer fire in the players of Rubber Stones. Bal wat so heen en weer, en dis weer 'n strafskop aan Rubber Stones, maar die bal wat so bietjie slordig daar heen en weer gegaan het. Coach Pompies, Williams van Blues is net bietjie hastig uit, ek wou hom bietjie uitvra nog oor die bomb squad of hy planne het met hulle, maar dit lyk vir my, hy is vol selfvertroue in sy groot manne daarvoor,
wat 'n volle 70 minute sal kan speel. Kom ons kyk hoe dinge uitloop daarop. Natuurlik die buitesenter van Riverstones ook wat nou nog op die naughty chair in die koelkassie sit. Hy kan nie meer baie lank oor dit nie. Ja nee, hy behoort nie lang. Nee, daar gaan hy op. Jy het nou net gepraat. Ja. En hy is op die veld soos nou weer 15 man en 15. Maar kyk, Riverstones op die kwartlyn van Blues. Sal hulle kan punte aanteken in hierdie tweede helfte. Baie goeie begin vir Riverstones, meneer Hendriks in hierdie tweede helfte. Dit lyk baie meer lus vir die wedstryd. As hulle net kan besit behou van die bal, as hulle dit nou weer na hul agterlyn gee, dis kaptein na sy binnesenter, goeie skerp beweging. Hulle is op die 22 meter lyn van Blues. Vinnige bal, nou kom hulle na die linkerkant, teruggesny na die voorspeler so deur die 7 flank. Riverstones wat soek na hierdie bal en dit is een van hulle groot voorspelers wat opdra wat so 2 man van Blues intrek. Vinnige bal wat uitkom na die reg en dis 'n strafskop van Riverstones. Op die 22, besluite. Wat gaan die kaptein besluit hier? Ja nee, nou die kaptein sê nee, hy wil skram. Hy het 'n goeie skram gehad by die vorige een, so hoekom dan nie? Dalk miskien sal ons sien na hierdie skram of die bomb squad van Blues dalk opgaan. Daar is 'n paar manne wat warm maak, soos op hulle bankie kyk. Maar 'n baie goeie posisie in die middel van die veld vir Riverstones hier. Ek dink hulle het baie positiewe dinge uit daai eerste skrim en hulle is op die voorvoet op die oomblik. Hulle sal wel punte aanteken net om daai hupstoot te gee in hul self-confidence, soos hulle in Engels sê. Ja nee, hulle het nou albei kante om nou aan te val. So ja, dit gaan dit interessant wees. Self gesien ja, donderdag baie van die spanne wat geleenthede gehad het of gekry het, maar altyd die laaste aangee wat gedrop word of bal baie hoog kry of laag kry. So ja, ek dink as coaches natuurlik het baie gepraat met die manne om te sê manne kom ons werk daaraan want jy is oor die voordeellyn, maar nou net die laaste paar aangee wat nie na hand gaan nie. So ja, maar hierdie wedstryd tot dusver nog baie goed. Jy sien self Blues voorspelers met hulle agterspelers het hulle gewys nou in die eerste helfte hoe hulle lekker kan kommunikeer of ja. So Riverstones nou op die oomblik op die kwartlyn lekker albei kante wat hulle kan aanval. En ja, Riverstones wat baie meer hierdie balbesit geniet as ons sien dis die eerste skrim, tweede skrim eintlik. En word hy gesit, weer sterk gestaan die skrim as hy draai. Wat gaan die skeieregter sê van hierdie een? Bal word daar rond gechommel in die skrim. Dis Riverstones wat hom tog oppik. Maar hy spat uit aan die kant van Blues en hier kom hulle met 'n aanval. En dis 'n lang skopveld af van Blues en dit is Riverstones wat sal moet omdraai in die 22. Ja, baie goeie druk toegepas deur die manne van Blues in daai skram en hulle het 'n bietjie veld gewen, so hulle is nou aan die gebied van Riverstones. So ja, ons het gepraat van kanse en verbroude kanse en ongelukkig Riverstones nie goed gedoen nou met die skrimmy wat die bal verloor en nou is hulle weer in hulle gebied. Yeah, Riverstones finding themselves back in their territory, their side of the field, in their half on the own 10 meter line, and it's a line out with a throw coming from the Blues. Riverstones putting themselves under pressure. And obviously those small mistakes don't just give the coaches grey hair, but these fellow teammates also. Ja nee, weer een van die groot manne wat die bal opgeneem het. Nou word die bal uitgegooi in die agterlyn van Blues. Daar is die vleuel wat so 'n paar manne wys. Nou word hy plat getrek. Maar Riverstones daar probeer oor die bal gaan, maar nou sit weer die groot voorspelers van Blues. Kan die bal weer kry. Nou is dit die voorheen man. Die vaskopstit, hy het 'n paar keer al gewys in die wedstryd wat hy kan doen. Bal wat net so 'n bietjie stadig uitkom, skeieregter se hand wat uit is vir 'n strafskop aan die kant van Blues. Gaan hulle die bal vinnig speel? Ja, dis die flank. Hy wil vinnig speel. Hy vorder so 'n paar meter, 5-6 meter. Nou word hy vasgevat binne die kwartgebied van Riverstones. Blues with a big overlap. Big overlap for Blues on the left, but unfortunately they spill the ball and there's going to be a card here.
Was it a deliberate knock-on? It's going to be a yellow card to one of the Riverstones players. Yes, it was a deliberate knock-on, he says, the ref says. The ref, Mr. Clarence Santi, says, no, you're going to have to go cool off for the 10 minutes. Dat is Blues. Nou is dit weer een van die groot manne. Hulle is omtrent so 5, 6, 7 meter van die doellyn van Riverstones. Skrimskakel wat wag. Nou kom die bal agtertoe. Byt gaan gooi na die buitesenter, maar hy word in sy spore gestuit. I think the line, Mr. Hendricks, he wanted to run there, was just a little bit too flat, and hence the forward pass. But well spotted by Mr. Santi. Might have been that it's the linesman, his assistant referee, could have called it also for him. But just a little too flat, but it was on. Did that pass go according? It would tell you what, that would have been another 5 for Blues. Ja, nee, beslis. Ek het self gesien ook donderdag. Die skeieregters, hulle doen 'n baie goeie werk. Ons het wel 'n paar rooi kaarte gesien, maar hulle wil hulle stempel vroeg in die wedstryd afdruk en dit het gewerk. Want as manne te veel goedjies doen en dan kan 'n wedstryd net 'n bietjie uitrafel. So ja, self meneer Clarence nou Santi doen 'n goeie werk. Bietjie druk nou op die loskakel die kaptein van Blues. Nou is die heel agter wat kry van Blues. Hy bekyk, hy klop so 1, 2 man. Hy gaan reguit maak. Hy klop 'n paar manne. Hy nog steeds bal in die hand. Gaan hier 3 druk. Pragtig gedoen. Die heel agter van Blues. Hy wat die bal kry omtrent amper in die middellyn van die veld. Wat sy opsies gekyk het. Paar man geklop het en pragtige 3 wat hy gaan druk. En om het af te rond met daardie pragtige duikslag ook wat hy oor die doellyn gee. En dis die Blueskare wat op hul voete was met daardie pragtloopie van die heel agter meneer De Villiers. Dit is 'n fantastiese 3 wat hierdie man het in die eerste helfte ook sy vaardigheid gewys, sy spoed, sy hande, sy stap. Dis links en regs. Binne buite soos hulle sê. Man is baie lig op sy voete, maar fantastiese spel deur Blues. Ja, die voorsprong net rek. Soos die Abrater self gesê het, hulle gebruik nou baie van die jong spelers vandag in vandag se wedstryd. So dis baie goed om te sien wat die jong manne kan maak. Hierdie keer slaag hy met die doelskop. En dis die telling wat dan gaan aanskuif na 31-0. En ons is in die 13de minuut van die tweede helfte. So ja, nou baie tyd in hierdie wedstryd. Kan Riverstones terugkom in hierdie wedstryd. Selfs met 'n 3. Ja, daar is nog so 22 minute en 'n bietjie klein geld oor in hierdie tweede helfte. Ja nee, dit is baie tyd nog in hierdie wedstryd. Dit is wedstryd nommer 1 natuurlik. Wat gaat volg is Albions teen Drakenstein. En dan na die 2 semifinale wat gaat afskop. Maar kom ons kyk, Riverstones kaptein. Bal lekker afgeskop. Nou is dit weer een van die groot voorspelers van Blues. Hy speel ook self sy hart uit. Skrimskakel wat wag. Nou is dit weer na buite. Dis eintlik na die hakker wat 'n paar meter vorder. Bal so 'n bietjie stadig uitkom. Skrimskakel wat kry. Loskakel so 'n bietjie onder druk geplaas. En nog steeds hou hulle die bal. Beskerm hulle pragtig die bal. Loskakel net die senter wat so 'n speelskoppie gee. Benjamin. Manie op in die middel van die veld. Was dit die skeieregter? Nee. Strafskop aan Riverstones. So amper so byna tussen die 10 tree en die 22 meter lyn van Blues. As Riverstones nou kom en hy speel hom wyd, hier kan probleme kom vir Blues. As hy uitgaan na die linkervleuel van Riverstones, kan hy hom oorkry en hy vra vir die lynregter, die skeieregter wat kyk, maar hy kan net nie bevestiging kry nie as Blues terugkom in die bal. Ja, Riverstones wat probeer het om punte te kry, maar ongelukkig. Hier is weer 'n geleentheid. Skoppie na binne, na van Blues, en Riverstones wat nou sal moet dek, het moet keer vir al wat hulle het. En dis 'n goeie lynskop van Riverstones, maar skeieregter wat hulle terugroep vir 'n laatvat. Calls them back for a late tackle by the Blues by the Riverstones players.
And another yellow card we see, this time to the captain of Riverstones. The captain and flyer of Riverstones been given a yellow card. Bal wat losspat aan die kant van Riverstones wat die bal nou veld afskop en wou lekker ver hol. Amper tot op die kwartgebied van Blues. Wat gaan hulle maak? Hy wat sake bekyk. Dis hier agter. Hy klop sy 1-2 man. Nog 'n derde man wat hy wil klop, maar nou word hy in sy spore gestuit. Hy word self opgehou vorder oor die manlyn. Flank wat wag. Nou is die voorspeler bal wat agtertoe gaan. Nie so 'n goeie aangee nie. Dit is Benjamin die kaptein wat nou kry. Nou word die bal geskuif na die linkerkant van die veld. Man wat sy voor spuit. Klop nog so op man. Hier is moontlikheid. Kan dit nog 'n 3 vir Blues wees? Daar is 'n bal gaan dit maak oor die lyn. Nee, En hy gee na binne. Wat 'n pragtige 3 aan die kant van Blues. Dinge het gebeur hier op die halfgebied van Blues met hulle jong agterspelers. Het hulle gewys pragtig afgerond. Daar wil weer sien bal gegee. Hy het gedinge gedruk maar toe word hy vas gepen. Bal weer aan die binnekant vir die agterspeler en hy gaan druk 'n pragtige goeie ondersteunende spel. And that's what you would love to see and you like to see is the support play of your teammates. But also, Mr. M, it's not very easy for Riverstones with 2 men in the sin bin. So they're playing with 13 players at the moment en al die gaatjies kan nie toegestop word met net 13 spelers nie. Ja nee, dit is baie moeilik veral nog met jou kaptein ook self wat sit in die wat self 'n geel kaart gekry het en die ekstra 2 punte wat nou bykom. So ja, lyk na Blues wat hier die wedstryd nou regtig nou by die horings vat. Maar ek glo aan Riverstones sal nog steeds nog in hierdie wedstryd kan hulle nog steeds 'n 3 druk. Hulle het gewys hulle kan dit doen. Hulle het al 'n paar keer gekom op die doellyn van Blues, maar hulle kan net nie afgerond het nie. Maar kom ons kyk met 13 man op die oomblik. Yeah, it will be very frustrating for the Riverstones players at the moment. So we see the high hanging kickoff again, but that won't go the 10 meters, the 10 yards. What does the referee say? He calls them back to the middle. Calls them back to a scrum in the middle. Ball didn't go the 10 meters. And it will be a blue scrum on the halfway line. Dat is al moeilik self. Dat jy ook nou self sulke foute begaan, net die bal 10 meter skoppie. Jy sit jou span self 'n bietjie onder druk. So ja, nou is dit weer 'n geleentheid vir die span van Blues. Wat albei kante natuurlik kan aanval met hulle vlugvoetige agterspelers wat nog soveel baie goed doen. There's just nothing going the way of Riverstones at the moment. Their players must be feeling so depleted. The coach will be tearing his hair out. As we might see we're already seeing a few changes being made. It's the sun, you saw not so big copy uitsteek. The sun just coming through the clouds we had this morning, and it's getting a bit warmer. So the players will feel it in the second half. It is becoming a bit more warmer here at the stadium, but the stadium's filling up nicely, and there's still some seats left just for you there at home. The atmosphere is great here at the stadium. Why not come and join us? The wonderful festival rugby, running rugby you will see. Ja, natuurlijk. Blues het dit self gewys. Wat coach self gesê het met die jong agterspelers wat hulle gebruik. Jy het jou pak voorspelers wat domineer en dan het jou manne agter wat net afrond, wat 'n baie goeie werk doen. So ja, kom ons kyk. Scrum in die middel van die veld. Blues kan albei kante natuurlik aanval. En hulle het die voordeel van twee extra spelers op die oomblik. As hy uitkom aan die kant, sterk scrum deur Riverstones. Daar's 'n little knock by the 8th man of Blues. And Riverstones with a huge scrum this time. Tell you what, there is some fuel in that tank of the forwards, Mr. M. So you can see they're not giving up that easily. They just need their backs to help them out here a little bit. The men with the flair at the back. Ja nee, wat 'n goeie scrum aan die kant van Riverstones. Maar ek wil graag net hulle net op dit net voortbou. En met twee man wat natuurlik in die koelkas is,
sal die agterlyn regtig hulle moet help om punt op die tellbord te kry. En dis Rodze wat nou hier van die veld afkom. Hy verdien 'n ruskans. Hy het 'n barsou gespeel hierso vanmiddag vir Blues. Meters en meters gemaak vir Blues se span. En ook wat elke keer as hy bal gedra het, 2 of 3 manne aan hom gehang. Maar weer eens 'n goeie skram deur Rivestone. Hier kom hulle nou na die linkerkant. Hulle het die overlap hierso. Dis die vleuel wat roep. Hy roep en hy roep vir sy maatjie om te speel en hy kan die bal sny binne toe. Hier kan punte kom vir Rivestone, die eerste punte. En hy word gestuit net voor die doellyn, maar die bal is nog steeds lewendig vir Rivestone. Skeieregter wat sy arm uit was en hier kom die strafskop dan aan Rivestone. Gaan op vinnig speel om Blues bietjie onkant te betrap. Ja, dis Rivestone wat vanaf speel, bal wat wyd gaan, nie 'n goeie aangee nie, maar nog steeds Rivestone wat die bal het, bal wat weer wyd gaan. As jy die skeieregter wat sake dop hou, gaan Rivestone in die hoekie. Skeieregter sê ja, dan het dit 3. Dit is wat hulle kan doen, Rivestone, hulle het nou gewys. Hulle kan ook rugby speel. Met 13 man, 5 punte op die tellbord, Rivestone. Daardie 3 sal bietjie hul moraal lig. Die manne wat dan nou seker sal terugkom met bietjie nuwe vuur agter hulle. Kans wat amper verblou is deur 'n swak aangee, bietjie oorhaastig gespeel, maar mooi reggemaak. Daar wyd deur een van hul voorspelers en hy's oor in die hoekie. En kom ons kyk of Rivestone die tweede helfte van die tweede helfte kan gebruik om terug te veg. Dis 'n lang pad terug. Nietemin, hierdie sal vir hulle 'n bietjie brandstof wees. Ja, nee, beslis. As dit altyd lekker wees om punt op die tellbord te kry. Eers die helfte 'n bietjie verbroude kanse wat hulle gehad het. Maar nou ja, kom ons kyk of hulle die ekstra 2 punte kan byvoeg. Met die linkervoet. Nee, ongelukkig. Bal ook regs verby. Maar ja, Rivestone is op die tellbord. Hulle het 5 punte. Blues 38 punte. Met nog so 'n paar minute se speeltyd. Natuurlik nog oor, seker meer as so 10 minute. Maar ja, Rivestone, hulle is op die tellbord. Nou is die manne van Blues wat so 'n bietjie stadig middellyn toe kom. Wat gaan afskop? Lekker skop, lekker diep. Die manne van Rivestone wat wag vir die bal. Hy kry hom baie gemaklik. Hy klop sy 1 2 3 man. Baie goed gedoen deur dit daar die flank van Rivestone. En hy gee 'n skoppie deur. Klein skoppie. Was dit 'n goeie besluit? Nee, dis 'n mak skoon vang aan die kant van Blues. Net so- Dalk moet hy die bal nog 'n bietjie in die hand gehou het. 100% stem ek saam met u meneer Hendriks. Net so bietjie as hy wou geskop het, dalk gegaan vir die grond. Skoppie. Ja nee. So kan die manne van Blues verligting bring, bal wat hop. Nee, word gekry deur Stones hak in die kantlyn. Hy klop so 'n man. Nou gaan die grond toe. Loskakel, hy is weer op die veld, kaptein. Nou word die bal 'n bietjie wyd gegooi. Dis die flank. Wat nou Bal kry? wat- Nou kom die bal weer aan die buitekant. Dis die voor die man wat nog selfs so 3 man klop. Skrimskakel wat kom, bal wat nog weer wyd gegooi word. One of the Rivestone wat nou die bal 'n bietjie in die hand wil hou. Nou sit die vleuel wat weer skoppie deurgee. There were 3 men chasing of Rivestone here. There might be trouble, but well covered by Williams, the flank forward of Blues. And he says, "No, you go sit down. There's no place on this bus for you." Ball comes out to Cornelissen, out to the outside set. It's one of the forwards. Dis een van die voorspelers. Hy gee die bal aan die binnekant. Gaan die 'n man of 2 nog klop. Bal wat buite gegee word. Dis die man van Blues wat vir spot maklik oor die doellyn gaan. Maar wat 'n goeie stukkie spel die Rivestone, maar ongelukkig die bal wat hulle verloor en omtrent uit hulle gebied uit die flank van Blues. Hy agter gaan dek. Hy het die bal gekry, 'n paar manne afgestamp en natuurlik een van die voorspelers weer in die middel van die veld gehardloop. Die bal geskuif vir sy vinnige manne aan die buitekant en 'n 5 punte aan die kant van Blues. Ja, as ons net so bietjie verby die knock-ons kan kyk en die klein ongedwonge foutjies kan kyk,
is dit baie goeie hardloop rugby van albei spanne, van links na regs, regs na links. Spanne wat dwars oor die veld rugby speel. Dit lyk na die flank, juist die flank wat afgestamp by die Riverstone speler wat nou op sy rug, die naad van sy rug neer lê, Williams, natuurlik die afrigter se seun, wat vroeër by 'n bietjie gekuier het by ons in die kommentaar hockey. Ja, dat lyk amper soos na 'n nekbesering. Maar nou ja, kom ons sê ook dankie aan ons borgers wat alles moontlik gemaak het terwyl hulle die besering net gou uitsorteer. Virgin Active, NTT Motor Group, Paul, Cellus, TC Events, Spur, Kanako, Drakensberg Municipaliteit en VP Rugby. Natuurlijk feestmalige rugby hier op Forest Stadium, die Parel Rugby streek se paas naweek toernooi. Terug op sy voete is die flank van Blues, as dit afgeskop is en Blues dra hom nou weer op met deur al voorspelers. Looking for the ball now as it's scrumming, as it out, it comes to one of the forward players who gives it's a substitute fly that's on the field. Delwyn Cornelissen, it looks like. En 'n goeie veld gewen daar deur die span van Blues. Ja nee, baie goed gedoen, omtrent so 30-40 meter amper gewen met die skoppe die gegee het. So ja, dis weer 'n geleentheid vir die span van Blues om nog verdere wonde nog te sit in die span van Riverstones, die telling 43 teenoor 5. Sy wyd gespeel word. En dit is weer 'n aanslaan deur die regtervleuel van Laar Parel Blues. Ek sê wat is daai bal, as hy daai bal vasgevang het, was daar pere, soos hulle sê, vir die span van Riverstones, wat al reeds so hard probeer, maar die foute wat net begaan word, help hulle nie veel nie. Manne wat stadig na die skrim beweeg. Manne van die manne, sy tonge nou 'n bietjie begin hang. Dit is warm, manne is moeg. Ja nee, dit kan, en die veld is ook baie swaar onder voet. So ietsie 28, dit kan hom miskien so 30 grade raak, met die sontjie wat so lekker hier deurgekom het deur die wolke, kan dit nou al by 30 grade draai. So ja, die kaptein, hy is nou die skrimskakel, wat die bal gaat ingooi vir Riverstones. Skeieregter sê nee kerels, om soek 'n bietjie rustigheid in die skrams. So ons kyk of Riverstones miskien hier vanaf, en ek glo aan, hulle gaan wel hardloop met hierdie bal. Hulle moet hulle nie self dit onder druk sit hier, en hy gee 'n strafskop, manne wat baie praat. Yeah, the discipline that time not very good from Bruce, talking back to the referee, and he gives an extra 10 meters to the team of Riverstones. They will try and get this out as close as possible to the try line of Blues. But it seems, although he made a few meters, they're still in the halfway, between 22 meter and the halfway line. There's still lots of work for Riverstones that they have to do here. Ja, nee, natuurlijk, maar Riverstones het self gewys, hulle kan afrond. Kom ons kyk, wil die bal kan bemeester in die lyn staan, hulle kry om skeieregter sê nee, spel as aan. Voorspeler wat so 'n paar meter vorder, net so 5 meter voor die kwartgebied, het Blues hom afgeneem. Dan lê Blues het hom afgeneem. Nou kom Blues met 'n teenaanval. Dis Benjamin, dat kry vir sy buite senter, maar hy word ons die spore gestuit. Vorder nog steeds, is omtrent so 5 meter van die middenlyn, strafskop aan die kant van Blues. Kaptein wat self vir die skrimsak gesê, nee kyk, hou word rustig. Daar's nog baie tyd in hierdie wedstryd. Laat ons manne 'n bietjie rus. Ons kry die bal in die gebied van Riverstones. Ja, natuurlijk, die manne hoef nie so oorhaastig te wees nie. Daar's nie bonuspunte of enigiets op die spel nie. En ek dink hierdie een is reeds in die sakkie vir die manne van Laar Parel. Ja nee, beslis.
met 43-5 en 'n paar minute oor. Dan kyk Blues gaat wel verdien hier vanaf wegstap. Maar dalk miskien nog 'n 3 of wat aan die kant van Blues. Hulle kom so stadig na die lyn staan toe. Kom ons kyk op die plaasvervangende hakker of hy sy manne sal vind. Hulle is nou aan die oorkant van die veld. Hakker wat kry wat wag. En die man aan die agterkant, jy kan self sien van Blues, pragtige ingooi. Hulle gaan nou met 'n rolmaal beweging. Hulle vorder so 5 meter. Man van Riverstones wat daar probeer om deur te kom. Bal beskikbaar. Nou kom die bal agtertoe. Nie 'n goeie aangee nie. Benjamin wat kry, Skoppie wat die deur gee. Een van die vleuels wat deur kom. Gaan die ongelukkig die bounce, soos hulle sê die bounce van die bal. Nie goed nie. So hulle gaan terugkom vir die eerste oortreding aan die kant van Blues. Maar wat 'n goeie Skoppie, ongelukkig die bal wat net nie reg gehop het vir die man van Blues. Anderswoorde, daar was baie probleme gewees vir Riverstones, maar baie goed gedoen. Yes, very good option taken there by the inside center of Blues. But as you said, terecht gesê het meneer M, the bounce of the ball just not going in the favor of Blues. Otherwise, we could have seen another beautiful try. But it was first a knock-on by one of the Blues players, and directly after that, there was a knock-on from the Riverstones player. So it should be a Riverstone scrum. Referee having some words with the two captains at the moment. Could be about the discipline, could be about the players talking back to the referee. Ja nee, dis baie belangrik dat jy net moet speel. Skeieregter is daar om sy werk te doen. En hulle skroom nie om hulle sak te krap en vir jou 'n bietjie te laat rus nie. Hulle doen 'n baie goeie werk. Maar kom ons kyk, Riverstones wat sal ingooi. Hulle is net so binnekant die kwartgebied van hulle self. So kom ons kyk wat gaan hulle maak met hierdie een. Baie goeie scrums gehad. Kaptein van Riverstones wat van loskakel na skrimskakel geskuif het. As hy die bal nou in die hande kry en hy stuur hom uit na sy agterlyn. Hier kom Riverstones met 'n aanval langs kopveld af, maar hy gaan nie uitwees nie. Bal is agtertoe. Skeieregter wat hom terugroep vir 'n strafskop. There was an infringement at the scrum, so they're getting called back to the position where the scrum took place, and it's a penalty for Riverstones. Might want to set up a line out here. Gaan ons miskien dalk nog 'n 5 punte of 'n 7 punte sien aan die kant van Riverstones. Kaptein wat die bal probeer lekker veld af, gaan hy hom uitkry. Ja, hy gaan hom uitkry omtrent so 15 meter binne in die gebied van Riverstones. Lyn staan wat gevorm gaan word. Lyn staan wat gevorm gaan word. Kant van Riverstones. Hy probeer die voorgooi, maar ongelukkig, nou is dit weer Blues wat weer 'n geleentheid het om aan te val. Hulle gee hom eers vir die voorspelers wat 'n paar meter vorder. Weer die voorspelers. Hulle wat die man moet los. En hy word losgetrek. Dis 'n strafskop aan Blues. Ja, maar die man se knie was op die grond. Ja, hy moes hom gelos het, die verdediger moes hom los. Sodra jy van jou voete af en op jou knie gaan of op die grond gaan, dan moet jy die speler los. Riverstones wat net bietjie te laat was om dit te doen. En nog 'n aanvalsgeleentheid vir Blues op die 22 meter lyn van Riverstones. Ja, weer 'n geleentheid vir die manne van Blues. Hakker wat nader kom. Wat gaan ingooi, baie goed gedoen om te dusver. Hulle lynstaande met die groot met hy flank wat baie goed doen. Al nou in die agterkant. Baie goed afgeneem deur Stones. Nou word die bal agtertoe gegooi deur die manne van Riverstones. Is die flank wat inkom. Nou is dit die senter. Gaan die bal kry in die buitekant, vleuel wat nou lekker insny. Nou maak jy 'n paar meter, die klop se 1 2 3 man. Klop nog 'n man, gaan hy die bal kan hou. Ja,
bal word beskerm. Nou moet die bal agtertoe kom. Bal word gekry. Bal word wyd gegooi. Jelater wat insny, hy klop so 'n man, val oor sy voete. Dat is Blues, wat die skeieregter sê, nee, julle is verkeerd, dit is skrimskakel of loskakel wat nou die kaptein wat vandag speel. Nou is dit een van die vleuels, wat binne buite vasgetrek word, net op die kwartlyn van Blues. Hulle moet hom los, skrimskakel wat wag, nou is dit weer die groot voor, hy man, hy stamp so 'n man of 2 uit die grond uit. Manne wat die bal goed beskerm. Weer een van die voorspelers, hy gaat hard in, hy word gestuit op die kwartgebied van Blues. Nou die bal afgeneem deur Blues. Bal word afgeneem deur Blues. Wat gaan hulle maak met hierdie bal? Bal word gegee agterlangs, maar wat so 'n klein skopjie wil gee, maar wat die bal kry nie. Rabastad kry die bal. Die bal is agtertoe. Dan is die plaasvervanger wat die bal verspot. Maklike 3 deur Rabastad onder die pale. Verspot maklik die man van Blues. Hulle het die bal afgeneem. Hy wil 'n skopjie gegee het, maar ongelukkig net nie hoog genoeg nie. En as ek dit nie verkeerd het, die man wat die 3 druk, is dit nie die man wat ook die mooi lynstaanbal afgeneem het uit die hande van Blues op al eie 22 meter lyn en Riverstones wat fantastiese werk gedoen het om al die pad van hul eie kwartgebied te vorder en die 3 onder die pale te kry. Wat 'n fantastiese stukkie spel die manne van Riverstones wat net eenvoudig nie wil gaan lê nie. Ja, nee, beslis. En hier kom hulle weer. Die vleuel wat so 1 weer 2 man klop. Nou gaan dit na die regterkant van die veld. Hy stamp 'n man af. Nou is dit weer 'n van die buiteman en nou is dit weer met die vleuel wat weer pragtig inkom in die bal. Hulle is net diskant die gebied van Blues. Skeieregter sê Blues het hom afgeneem. Dit lyk na Blues wat die bal afneem. Een van die voorspelers wat nou die bal dra. Hulle is nog steeds in die gebied van Blues. Rabastad wat hom probeer ophou. Skeieregter sê nee. Dis 'n strafskop. Nou wil Blues ja vandag speel. Ja, maar die voorspelers, nou kom die bal hier na die buitekant toe. Man wat sy oor het, spits, maar hy word vasgedruk. Net so voor Blues nog steeds die bal. Nou word die bal bietjie wyd gegooi. Binne buite, dis hier agter. Nou is dit een van die voorspelers wat die bal wil dra. Skeieregter sê nee, dis Rabastad wat die bal kry. Wat gaan hulle maak? Hulle wil vandag speel die tempo van hierdie wedstryd. Ja, albei spanne Stones. Rabastad, hulle kom weer met die bal. Wat 'n stukkie spel in hierdie faset. Albei spanne wat die tempo wil lig. Rabastad wat nie gaan lê nie. Blues wat dit nie 10 tree weg was van daardie vinnige tikskoppie van Riverstones nie. Riverstones just calming things down, captain with ball in hand. Giving his forwards a bit of a breather. He's got to make sure he gets this ball out, set up the line-up and play from there again. Very good kick as they move into the half of Blues. Ja, soos ek sê, dit is paas naweek rugby hier op Forest Stadium. Jy kan self sien, die man het miskien 'n paas hasie vanoggend gou vinnig geëet van die energie wat die manne het. Al 'n lekker stukkie vis en dan so 'n paas hasie of iets lekker soet. Maar jy kan self sien die tempo. Rabastad. Hulle kry die lyne nou word die bal lekker wyd gegooi agter die buitesenter wat hard die bal dra. Nou word die bal ingeneem. Die vleuel wat opgekom het, heeltemal lastig. Bal word agtertoe geskop. Manne word Bal wat moeilikheid is Riverstones wat kan Riverstones afrond met hierdie een. Die skeieregter sê die bal is agtertoe. Riverstones nog steeds bal aan hand. Kan hulle die bal beskerm? Ja, nou word die bal wyd gegooi. Nou word die bal aan die binnekant. Gaan Riverstones kan oor die doellyn. Bal word binnige bal. Alles oor die doellyn. Was die skeieregter? Ja. 'n pragtige 3 weer eens onder die pale. Dis Riverstones wat skielik nou begin rugby speel. Vandag word die bal ook geskop. So ja, Riverstones wat nou so 'n bietjie laat in die wedstryd bietjie wakker skrik. Maar nou ja, hulle entertain. Dit is hardop rugby op sy allerbeste. Presies wat ek nou net wou sê meneer M, dit is bietjie dalk te laat vir hierdie Riverstones manne. Maar jy kan sien hulle wil graag net bewys wat regtig in hul steek. En dis die einde van die wedstryd. Ongelukkig vir Riverstones wat bietjie laat wakker geskrik het. Maar Blues wat al die goeie en harde werk in die eerste helfte reeds die grondslag gelê het vir hierdie oorwinning. Ja nee, wedstryd nommer 1 gewen deur Laer Parel Blues. En natuurlik na Albions 10 Drakenstein.
Maya Hendricks en ja, dan ons is nou terug vir die volgende wedstryd.